Wonderlike voorreg om die woord van die Here aan u te bedien. Hallo vir ons Sunshine Coasters, wat nou nie lewendig saam ons is vandag nie. 'n Paar tegniese probleme, maar ons gaan dit uitsorteer. Julle gaan die boodskap kan luister aan 'n ander tyd. Ons is besig om te praat oor die koninkryk van God. Die tema waarvoor Jesus gekom het en dit wat hy behandel het van die begin af. Dit is baie maklik vir ons om krities te wees van die Fariseërs en die Sadduseërs en die godsdienstige mense van Jesus se tyd. Ja, ek het hom aangesit. Ek is aan, dink ek. Is ek aan? En dis baie maklik vir ons om krities te wees van die Fariseërs en die Sadduseërs in Jesus se tyd. En dan was hierdie botsing van Jesus wat kom en sê die koninkryk van God het gekom. En die Fariseërs wat heeltemal 'n ander idee het van hoe die koninkryk moet lyk. En vir my en vir jou is dit baie keer dieselfde. Ons is so vasgevang in wat ons glo en ons glo baie keer ons is reg en die ander is verkeerd. Hulle is verkeerd. Paulus op 'n stadium het gedink hy is reg deur die kerk en die Christene toe te sluit totdat hy Jesus ontmoet het en sy siensbeeld verander het. 'n Fariseer, geleer in die wet, absoluut 'n gefeinste. Hy sê ek is onberispelik, as jy my wil meet volgens die wet, ek is onberispelik. En tog toe hy Jesus ontmoet, toe verander alles. En hy sê daar vir ons, hy sê vir ons op 'n plek, hy sê al hierdie dinge wat ek is, dit het ek alles verloor. Dit is alles soos rubbish vir my geword, soos afval geword om Christus te wen. En wanneer ons met die Fariseërs en die Sadduseërs deel, kom hulle by Jesus en hulle vra hom gedurig oor die koninkryk, want dis al wat hy gepraat het, dis al wat hy gepreek het, is die koninkryk van God. Bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God het nou sy verskyning gemaak. Nou vra ek jou, as jy 'n Fariseer is of 'n Sadduseër of 'n vriend is of 'n familievriend van Jesus was, wat saam met hom groot geword het, en jy het gesien hoe hy rabbi skool toe gaan, en jy het gesien wat hy doen, daar's geen wonderwerke nie, daar's geen roeping op, of sê ek is die koning nie, daar's niks, tot hy 30 jaar oud is. En hy word deur die Heilige Gees gelei in die woestyn in, en hy doen die ontmoeting met die vyand, en hy oorwin die vyand, en hy kom uit, en die Bybel sê, van daai oomblik af, het hy begin preek en sê, bekeer jou, verander die manier wat jy dink, want die koninkryk van God het naby gekom. As jy saam met hom groot geword het, en dis wat hulle gesê het op 'n stadium, is dit nie die timmerman nie? Is dit nie die timmerman wat saam met ons groot, ken ons nie sy broers en sy susters en sy familie nie? Hoe kan hy nou kom sê, ek is die koning, ek is die koninkryk van God het nou gekom? Hoekom nou na 30 jaar, kom hy met hierdie boodskap, en hoe moet ons dit glo? Wat sê die Bybel, wat sê ons profete vir ons, van die koninkryk van God? Die profete het gesê, die koninkryk van God gaan kom, maar daar gaan donker te wees, die maan gaan verduister word, die aarde gaan beef, daar gaan rook wees, daar gaan 'n invloeks wees van 'n krygsgroep mense, wat gaan kom en kom domineer, wat in Israel gaan inbeweeg, die koninkryk van God gaan so kom. En as dit is wat jy verwag, as dit is hoe jy verwag God gaan werk, en dit is jou gedagtegang, die Bybel het vir my gesê, my profete het gesê, op daai dag gaan dit gebeur. Die aarde gaan begin bewe. Hierdie koning gaan inkom. Hy gaan kom met sy oorlogsmag. Hy gaan kom en die aarde gaan beweeg en alles gaan skud. En dan gaan hy kom en hy gaan in Jerusalem inbeweeg en hy gaan Jerusalem die hoofstad maak en vanuit Jerusalem gaan hy regeer oor die hele aarde. Wat verwag ek en jy met die volgende koms van Jesus? Presies dit. Hulle het nie die koninkryk verwag aan die begin toe Jesus kom nie. Daar was geen verwagting van dit nie. Al wat hulle in hulle kop gehad het is, iemand moet kom en ons kom verlos van die Romeinse ryk oor ons lewens. Hier kom 'n koning wat in 'n stal gebore was. Daar's nie 'n groot ordinasie van al die nasies kom bymekaar. Ons het gesien koning Charles, né? Van ons wat hou van daai tipe ding kyk, ons het gekyk die groot boeha om hom koning te maak en dis reg.
Hierdie koning kom in die wêreld in en hy word gebore in 'n stal en 'n paar herders kom en sê, hier's die koning, hier's die redder van. En daar kom wyse manne en hulle bring aan die koning geskenke. Hulle bring goud, hulle bring wierook, hulle bring mir, hulle bring dit, want hulle weet wie die koning is. Die koning van die tyd, Herodes, het ook geweet 'n koning is gebore. Wat doen hy? Hy maak al die kinders 2 jaar en onder dood, sodat hierdie koninkryk nie kan bestaan nie. Tog, die mense van die dag, die Jode van die dag, die Fariseërs en die Sadduseërs van die dag, het nie gesien dat die koninkryk van God gekom het nie. Hulle het hom gesien as 'n timmerman. Wat doen die timmerman? Ewe skielik sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En hy doen wat? Hy begin nie siekes gesond maak. Hy begin nie malaatses genees. Hy begin nie dooies opwek. Hy begin nie duiwels uitdryf. Hy begin uithang saam met sondaars en prostituie. Dit was sy mense. As die Sadduseer, as die godsdienstige van die oomblik van die dag, kyk ek na dit en wat is my vraag? Want jy bly vir my sê, die koninkryk van God het gekom. Wat is my vraag aan jou? Wys vir my 'n teken. Wys vir my waar is die koninkryk van God? En hy sê, al dit wat ek doen, ek voer die hongermense. Ek vermenigvuldig die brood. Dit maak geen verskil in hulle harte oor hierdie koning en wat hy doen nie. Die koning se nommer 1 prioriteit is om hulle wat swaar kry en hulle wat seer is en hulle wat siek is gesond te maak. Dit is die koninkryk van God. Wanneer die koninkryk van God kom dit met wonderwerke en tekens. Vriend, ek sê dit oor en oor. As ek en jy 'n koninkryk verkondig en daar's geen tekens wat daarby kom nie, moet ek en jy wonder, verkondig ons werklik die ware koninkryk van God. Toe hy sy disippels uitstuur, sê hy vir hulle dieselfde. Gaan vertel hulle van die koninkryk van God en doen dit. Doen dit. Dit wat vergelyk is met die koninkryk, dit wat vir my wys dat die koninkryk van God is besig om te werk in jou lewe, is daar 'n sekere tekens wat my en jou volg. Hierdie tekens sal hulle volg wat glo. Hulle wat glo, nie die pastoor nie, nie die dominee nie, hulle wat glo. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. In my naam sal hulle met nuwe tale spreek. In my naam sal hulle die siekes gesond maak. Dis 'n koninkryk wat vasgestel word op hierdie aarde deur 'n koning wat vir een ding insig het. Ek moet hemel aarde toe kry. Daar moet 'n manier wees hoe ek hemel aarde toe kan bring. Daar moet 'n manier wees hoe ek vir 'n mens op hierdie aarde kan wys. Hoe kan hy lewe in 'n koninkryk wat hy nie kan sien nie? Ek en jy moet 'n koninkryk kan dra wat die mens aan wie jy werk, wat die Here Jesus nie ken nie verstaan nie. Jy kan nie vir hom sê, hier is die koninkryk nie. Kom kyk saam met my, die koninkryk is by Rubina. Kom kyk saam met my, die koninkryk is hier, die koninkryk is daar. Jesus bring 'n heeltemal ander boodskap. Maar die Fariseërs en die Sadduseërs van die tyd het iets anders verwag. En tog kom hy as 'n kind. Tog kom hy as 'n koning sonder en hy begin net doen wat die koninkryk sê om te doen. Voer hulle wat honger is. Maak hulle gesond wat siek is. Maak hulle vry wat in gevangenes sit. Dit was sy hele doel, om vir my en vir jou te kom wys, wat is moontlik vir 'n mens soos ek en jy, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, vir 'n mens, om onder die leiding van God die Heilige Gees te lewe op hierdie aarde. God se bedoeling was nog altyd, dat ek en jy in hierdie lewe, op hierdie aarde regeer. Vriend, weet jy wat gaan gebeur? Hy gaan ons wegneem, ons gaan saam met hom hemel toe. En dan gaan hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak. En ek en jy kom saam met hom terug om te regeer. En ons kan vandag sê, ons almal wag vir daai dag, Johan. Ons almal sit, ons wag, hy gaan kom op die wolke, ja, dis seker. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Maar wat doen ons in daai tydperk, terwyl jy en ek wag? Is ek en jy besig om die demokrasie of die wêreldstelsel waarin ons lewe te beïnvloed met die koninkryk van God wat waar is? Wat binne in ons is? Wat binne in my en jou is? En die koning regeer van die binnekant van jou hart af oor alles buitekant. Vanmôre wil ek weer vir u hoor wat ek sê.
As jy besig is om te wag vir die buitekant om die binnekant gelukkig te maak of te bevredig, jy wag verniet. Ek gee nie om wie jy is nie, ek gee nie om hoeveel geld jy het nie, ek gee nie om wat jou besittings nie, ek gee nie om hoe gestel jy is aan die buitekant nie. As die binnekant nie reg is nie, vriend, maak dit nie saak wat aan die buitekant gebeur nie. Maar laat ek vir jy sê, as die binnekant reg is, dan maak dit nie saak wat aan die buitekant gebeur nie. Wanneer ek en jy vasgemaak het, die koning regeer in my lewe en in my hart, ek wil vir jy sê, dan beteken die buitekant niks. Dan kan Paulus skryf, wat sal my skei van die liefde van Christus? Wat? Daar is niks wat my kan skei nie, want my koning regeer in my hart. Hierdie Jode het 'n bespotting van hom gemaak. Toe hulle hom ophang op die kruis, wat was die titel bo sy kop? Die koning van die Jode. Hier hang die koning van die Jode, uitgetrek, uitgeskel, bespoeg, geslaan, bloed uit, alles uit lid uit, geen velle oor nie. Hy hang daar en hulle spot met hom. Hy het gesê, hy is die koning. Ons sal jou wys wat doen ons met 'n koning wat nie werk soos ons werk nie. Ons gaan jou wys wat doen ons met 'n koning wat nie saamstem met wat ons dink dit moet wees nie. Ons sal jou wys. En vriend, vandag wil ek vir jou sê, in die wêreld waar ons lewe is dit dieselfde botsing wat ek en jy op 'n gedurende basis het. Is die koninkryk van God teen die koninkryk van duisternis. Dis twee koninkryke wat die heeltyd bots. En totdat ek en jy weet, ons is losgekoop, uitgekoop, oorgedra van die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig. En die liefde van sy seun, gaan ek en jy nie 'n verandering maak. Maar wanneer ek en jy dit besef, en wanneer ek en jy besef, ons gaan verskil oor sekere dinge. Daar is sekere dinge wat ons nie kan oor verskil nie. Jesus Christus is die seun van God. Hy het op 'n kruis gesterf vir my en vir jou. Ons almal in hierdie gebou, stem almal saam daarmee. OK, ons almal stem saam. Kom ons praat oor Sabbatdag. Hoekom hou ons kerk op 'n Sondag in plaas van 'n Saterdag? Wie's reg, wie's verkeerd? Wie pla dit? Pla dit iemand? Nee. Maar van ons dit my reg. Daar's soveel doktrine, doop, praat in tale, gawes van die Heilige Gees. As ek vir ons almal sê, kom ons sit neer en skryf neer wat jy glo. Wie dink dat uit die hoeveelheid mense ons hier het, gaan almal die presies dieselfde ding, ons almal gaan saamstem, ons almal gaan 100% wees? Wat is die kanse? Wat beteken dit? Ek wandel nie saam met jou, ja, jy glo nie, maar ek glo nie. Of is ek en jy geroep om in liefde van die koning te wandel, waar ons spasie maak vir mekaar? Vriend, daar's 'n groot botsing in die kerk, veral met die allerheiligstes van die allerheiligstes. Hulle wat voel, jy mag nie dien nie, jy moenie dien nie, as jy dit doen, as jy dit, en ons label alles. Dis nie wat my koning kom doen het nie. As my koning wou labels uitgedeel het, sou hy gesê het, sondaar, prostituut, verslaafde, want dis saam wie hy was. Dis by wie hy gehang het. Dis waar hy die verskil maak. Hulle wat gesond is, hulle wat dink hulle is okay, het nie 'n dokter nodig nie. Hulle het nie 'n lering nodig nie. Hulle is klaar 'n lering tot hulle self. Hulle dink hulle is goed genoeg. Dit wat ek glo en dit wat ek is reg, hulle is verkeerd. Ek meng nie met hulle. Nee. Vriend, ek en jy moet anders te dink oor 'n koning wat anders te is. Hulle het hom verwag op 'n sekere manier. Hy het op 'n hele ander manier opgedaag. En toe kom vertel hulle van 'n koninkryk wat heeltemal anders is, wat kom ons domineer en kom ons regeer en kom ons trap almal plat en kom ons staan op en kom ons wees alles wat die koninkryk van God is. Inteendeel. Jy sê, weet as hierdie Romein nou met jou 1 myl wil afstap, sê vir jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Nee, niemand, luister vir my, niemand wou dit hoor nie. Tot vandag toe, raai wat? Niemand wil dit hoor nie. Want in ons is 'n ego-sisteem wat sê ons is ons eie koning, ons is ons eie regering, ek kan maak wat ek wil, ek is in 'n demokrasie en ek wil vir jou sê, daai eie self, daai ego ek is besig om jou lewe te verwoes.
Totdat ek en jy verby die ek kom en wat ek voel en wat ek deurgaan en wat ek is en in die gees begin weeg, daar waar die koning regeer, vriend, is daar nie oorwinning vir jou nie. Luister vir my vanmôre. Daar's nie oorwinning, daar is wat sê die Bybel? Hoeveel goed leef in die vlees? Hoeveel? 30%? 40%? My vrou wil vir my sê, hoeveel? Niks goed. Niks nie. Nie 'n druppel goed in jou vlees nie. Niks. Daar's niks goed daar nie. In jou gees, waar die koning regeer, is ek splinternuut en heeltemal 'n nuwe skepping. God het in my kom bly en sy regering vasgestel. Hoekom sal ek en jy onsself nog steeds verkoop aan die demokrasie gedagtes van wat sê die koning oor jou gesondheid? Wat sê die koning oor jou gedagtegange? Wat sê die koning oor jou omstandigheid? As ons nie saam met die koning stem nie, vriend, is jy teen die koninkryk. En wat sê die Bybel van 'n koninkryk wat verdeeld is? Hy kan nie staan nie. Ek kan nie verstaan, hoekom werk dit nie vir my nie? Ek doen al die regte dinge, ek dien die Here hier, maar ek dink nog so, kom ek sê vir jou hoekom dit nie vir jou werk nie. Jou koninkryk is verdeeld. Die koning is nie werklik koning nie. Hy is nie op die, ons het vanmôre gesing, die koning van my hart, hy is nie op die troon van my hart nie. Ek laat alles anders my nog steeds domineer. Vriend, genoeg is genoeg. Dominasie van die vyand is nie 'n opsie in die koninkryk nie. Want die koning het gekom, nie net om vir my en vir jou te sê om te lewe nie. Dis okay as iemand vir jou kom sê, weet jy, al wat jy moet doen is die en die. Het jy dit gedoen? Nee, maar ek het gehoor, dis die beste manier om te lewe. Ek het 'n koning gehad wat sonder sonde was, wat vlees aangetrek het, vir op aarde vir my kom wys het, die lewe wat hy wil hê ek en jy moet lewe, en toe sy lewe afgelê het, om dit vas te maak, sodat ek en jy kan regeer in hierdie lewe vandag. En daar's nie een van ons wat sê, ek kan nie. Daar's nie 'n manier hoe hy jou gaan uitnooi om te regeer in hierdie lewe, op hierdie aarde, as dit nie moontlik is nie. Daar's nie 'n manier hoe die koning vir jou gaan sê, ek wil nie hê jy moet bekommerd wees nie. En jou nie die kapasiteit gee om dit nie te doen nie. Want hy weet jy kan nie. Wat 'n tipe pa sal dit doen? Jy sê vir jou kind, as jy net 2,5 meter hoog spring nie, is jy net nie goed genoeg nie. En die kind spring 2 meter, 2.2, nee, dis nie goed genoeg nie. Nee, dis nie goed genoeg nie. Nee, jy moet totdat jy, nee, wie doen dit? Tog sien ons 'n koning wat dieselfde doen. Inteendeel, vriend, is 'n koning wat sy lewe kom aflê, jou hand kom vat het en sê, kom loop saam met my, ek wil vir jou wys, hoe regeer jy? Wanneer hulle jou op die wang klap, raai wat doen jy? Ek klap hulle terug. Wat sê die koning? Draai die ander wang. Ek wil nie, maar dis onregverdig, dis nie reg nie. Die bekommernis van die gaan vir gebeur. Ons bekommernis is altyd oor 'n ding wat nog nie gebeur het. Jy het gesien? Bekommernis is altyd in die toekoms. En al het daar iets gebeur en daai gebeurtenis laat ons die ergste ding van die toekoms. Ons het almal het daai dinge in hulle lewe. Mag die Here ons help. Die probleem is nie wat met ons gebeur. Die probleem is die storie wat ons onsself vertel oor wat met ons gebeur. Luister mooi wat ek sê. Die lewe gebeur met almal. Wie het 'n lewe gehad wat jy nog nooit 'n probleem gehad het? Niks het ooit verkeerd gegaan. Wie's daai een? Laat ons hoor wat jy wil. Laat ek sit en kom sê jy vir ons, wat doen jy? Wie's daai een? Hoe ek en jy reageer, sê baie op wie ons vertrou. Hoe ek en jy reageer, sê vir my baie op wie ons vertrou. As 'n ding gebeur en ek stop, sonder om dit in te vat, en ek kan kyk van 'n koningsperspektief af, en my eerste vraag is, wat sê die koning hiervan? En ek besluit, ek gaan die koning se manier volg, want my ander gedagtes, myself, my ego, wat gaan nou gebeur? Wat gaan jy nou doen? Hoe gaan julle dit doen? Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? En ek wil vir jou sê, daar is niks daar nie. Sonder geloof is dit
half moontlik om God te behaag. Wat die woord sê? Sonder geloof is dit, praat met my, onmoontlik. As jy daai kerm gee, hoeveel geloof het jy vir God gegee in daai oomblik? Hoeveel geloof het ek en jy die koningskap van Jesus Christus gegee en gesê, jy is in beheer, jy is die koning, jy weet wat die beste is, ek gaan jou net loof en prys in hierdie omstandighede. My enigste antwoord, my enigste motivering is om U te loof en te prys en in alles dankbaar te wees. Nie vir alles nie, in alles dankbaar te wees. So wat sê jy? As jy met my kar stamp en oor, moet ek net dankbaar wees? Absoluut. Wat sê die Bybel? Ek ken nie die Afrikaans nie. Kom ek sê vir in Engels. Wat sê die Bybel when you fall into all sorts of trials and tribulations? What do? Wat is jou verantwoordelikheid wanneer jy val in allerlei uitdagings en omstandighede? Wat moet jy doen? Count it all. No, it can't be. Nee. Jy dit verkeerd. Dit is onmoontlik. Wees vol blydskap wanneer dinge verkeerd gaan. Dit kan nie wees nie, my vrou. Jy het dit verkeerd, sorry. Dis presies wat dit sê. Wees vol blydskap. Hoekom? Want iets gaan in die binnekant gebeur. Count it all joy when you fall into all sorts of trials and tribulations, knowing that it is working in you. Perseverance, character, hope. Dit werk iets in jou, vriend. Maar as ek en jy moan en groan, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Raai wat, jy gaan die toetsie weer skryf. En raai wat, jy gaan die toetsie weer val. En raai wat, jy gaan die toetsie weer skryf. En raai wat, jy gaan die toetsie weer val. En raai wat, jy gaan die toetsie weer skryf. Tot jy omslaag. Die enigste manier om die toetsie te slaag, is om vol blydskap te raak. En dis waaroor ons gaan, en dis waaroor ons gaan praat. Ons is nog by die inleiding van die Koninkryk van God, by the way. Maar ons gaan praat in die volgende weke oor die Koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Daai drie goed is innerlike goed. En dis wat die Koninkryk van God is. Vanmôre weer eens. Hoekom sal jy luister na die leuns van die Koninkryk van Duisternis? Hoekom? Sê net vir my hoekom. En moenie vir my sê ek kan nie help nie. Alles is 'n keuse. Baie keer voel jy nie lus om dit te doen nie. Baie keer voel jy kan dit nie doen nie. Maar vriend, jy moet. Die Bybel sê die blydskap in die Here is jou beskutting. Wanneer ek en jy net kla oor die omstandighede en net affirm, dit wat jy affirm is established. Sorry vir al die Engels. Maar dit wat jy bevestig, is nie waar, dit gaan gebeur. Ons sien dit in ons lewe. Ek hoop nou nie dit nie. Ek het gesien dit het gebeur. Ek hoop nou, en dan sê ons dit. Ek weet jy dit sal met my gebeur. Watch nou. Ek watch nou, dit gaan met my gebeur. Jy sal nou sien. En in 'n week later gebeur dit met jou. Ek kan nie glo dat dit met my gebeur nie. Jy gaan kry wat jy sê. Jy's die profeet van jou eie lewe. Die koning het kom regeer oor die konings van die konings en hy het die autoriteit by my en jou gelos om in hierdie lewe te regeer. Om elke keer na hom toe te hardloop omdat jy dom praat en dom dinge doen. Dankie Here vir jou genade. Maar ergens moet daar verantwoordelikheid wees op ons wat sê, weet jy wat, ek verstaan die Koninkryk van God. Ek verstaan die koning regeer en wat die koning sê, dis al wat ek glo. Ek weier om enige iets anders te glo. Dit is een van die moeilikste besluite wat jy ooit sal kan neem, want in jou gaan daai vlees en daai ego wat jou vir jare en jare hanteer, en die Bybel noem dit 'n skans in jou gedagtegange opgebou het, gaan daai skans jou teenstaan, want dis wat hy gewoond is aan, dis wat hy alles kry, want jy worry die hele tyd, jy worry oor alles, en ewe skielik sê jy, ek gaan nie meer bekommerd wees nie, ek gaan nie meer worry nie, ek gaan 'n koningskind wees, ek gaan glo wat die koning sê. Dink jy daai ding gaan jy sê, dis fantasties, ek is so bly vir jou, ek gaan aanbeweeg. Of gaan daai ding jou teenstaan en sê, nee, hoekom wil jy nou dit doen? Wat gaan jy doen sonder bekommernis? Wat gaan van jou identiteit word as jy nie bekommerd is? Wat as jy nie oor jou kinders bekommerd is? Wie gaan bekommerd wees oor hulle?
Wees 'n koningskind. 'n Koning wat oorwin het, wat alles oorwin het en alles gevat het en vir my en vir jou gegee het. Wees sy kind. Glo wat hy sê. Ja, maar ek kan dit nie sien nie. Hou op lewe by wat jy sien en wat jy voel. Mag die Here ons help vanmôre, dat ons nie deur die siel gelei word nie, maar deur die Gees. Hulle wat deur die Gees gelei word, hulle is die kinders van God. Hulle. Want hy weet, as jy deur die siel gaan gelei word, dan jy hier, en môreoggend is jy daar, en dan by die middag is jy, ek tel spoed op, ek het 'n paar goedjies geluister, ek het gebid, ek het my Bybel gelees, lunchtyd, ek voel nou net nie, ek weet nie waar die Here is nie, by die aand, ek hoop net môre is beter. Vriend, 'n stabiliteit moet in jou gees opkom, en sê die koning regeer. Jesus het die probleem gehad met die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het hom bespot oor sy koninkryk, want hulle kon nie sy koninkryk sien nie. Hulle het vir hom gesê, wys vir ons hoe lyk hierdie koninkryk. Wys vir ons waar is hy, wys vir ons die tekens. Die tekens was oral, hier's 'n dooie opgewek, hier's die malaatsers gesond gemaak, hier's die duisende gevoer, hier's dit gebeur, hier dat gebeur, hier ek spreek die woorde van lewe, ek is die brood van die lewe, ek is die lewende water, hy's tussen ons, hy's in die middel van hulle, en hulle kan dit nie sien nie, want hulle oë is ergens anders, hulle verwagting is ergens anders. Wys vir ons 'n teken, laat die son donker word, sodat ons kan glo, jy's die koning. Is jy nie net soos ons nie? Mag die wêreld van hulle kan vir my en jou sê wat hulle wil. Ons lyk soos hulle. Baie keer praat ons soos hulle, maar ek wil vir jou sê, ons is nie hulle nie. Ek is nie hulle nie. Ek is 'n kind van die koning van die konings. My koninkryk, die koninkryk waarvan ek praat, kan jy nie sien nie. Ek kan jou nie na my huis toe vat en sê, daar is die koninkryk, kyk hoe kom gebou het nie. Daai koninkryk is aan die binnekant van my. En ek sal vir jou sê, as jy saam met my wandel en jy loop saam met my en jy gaan waar ek gaan, sal jy daai koninkryk sien. As nie twyfel by my of jy die koninkryk van God sal ken as jy saam met my tyd spandeer. My gedagtes is daar, my lewe is daar, my hoop is daar. Wanneer 'n gedagte opkom wat teen die koning staan, dan fight ek daai ding. Ek fight hom tot die dood toe. Ek wis hom uit. Want dis nie wat my koning sê nie. Elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Tot gehoorsaamheid aan my koning en wat hy sê. As daai gedagte nie sê wat hy sê nie, dan is dit nie sy gedagte nie. Wat soek jy met daai ding? Ja, maar dis nou maar net hoe ek is. Dis nou maar net wat ek doen. Hou op. Easy. Dis nie so maklik as wat dit klink nie. Dis presies hoekom wat jy dit nie doen nie. Want jy glo, jy klaar 'n geloofsisteem in jou gebou, dis moeilik. Regtig. 'n Koning wat alles gedoen het en vir jou kom gee en gesê het, hier's my geskenk aan jou. Vat dit. Ek verdien dit nie. Jy's reg. Niemand doen nie. Jesus dis sy enigste boodskap. Die Here help ons. Hulle kom by hom in Lukas 17 vers 20 en 21 vir hulle wat saam met ons lees. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Dit wat julle voorsoek, gaan julle nie sien nie. Dit wat julle dink hoe dit moet werk, gaan nie gebeur nie. Gee ons 'n teken, gee ons 'n teken. Hy sê, hierdie koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar. Hier is die koninkryk, daar is die koninkryk, want die koninkryk van God is binne in julle. Ons dien 'n koning wat ons nie kan sien nie. Ons is deel van 'n koninkryk wat jy nie kan sien nie. Maar tog het daai koninkryk 'n absolute invloed op jou daagse lewe. Tog het daai koninkryk die kapasiteit om lewens om te keer en mense in te nooi in die koninkryk van God. Daar's soveel gelykenisse wat hy vertel. En wat sê die Bybel? Hoekom het hy die gelykenisse vertel? Waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Hoe kan ek vir julle wys hoe werk hierdie ding? En dan sal ek ietsie van sê,
Kyk na die mosterdsaad. Kleinste saad wat jy kan kry. Jy plant hom en hy groei en hy word 'n groot boom en die voëls kom maak hulle nes daarin en hy gee skaduwee vir almal. Dis hoe die koninkryk van God werk. En jy dink, ons is die disippels, dit basies, né? Waarvan praat jy? Ek lag so, ek het luister na ou wat Engels praat, Engels preek ook. En hy sê, that's why they were called disciples. Disciples. En baie keer voel mense so. Ons hoor nie die gees nie. Die letter maak dood, maar die gees maak ons lewend. Hy sê hierdie koninkryk gaan so klein begin soos 'n saadjie, maar hy gaan in jou groei en hy gaan groter word en hy gaan groter word en ewe skielik begin jy jou vrou affekteer. Ewe skielik begin jy jou kinders affekteer. Ewe skielik begin jy jou neighborhood affekteer. Jy begin jou werkskollegas affekteer en hierdie boom groei en hierdie boom groei en ewe skielik begin al mense sê ek wil deel wees van die koninkryk. Ek wil weet wie die koning is, wie jy dien. Ek wil sien wanneer die dinge verkeerd gaan, dan reageer jy anders. Hoekom? Want ek is deel van 'n ander koninkryk. Ek is deel van 'n koninkryk wat so gevat is en op onderste bo gedraai is en die God wat ek dien, het vir my 'n heeltemal ander manier gewys van hoe om te dien. Hy het vir my gesê: "Lê jou lewe neer. Vat jou kruis op, volg agter my aan. As jy jou lewe wil win, moet jy jou lewe verloor. Moet jy jou lewe opgee. Verloon jouself. Laat jouself sterf." En dan kom Paulus en Jesus praat na die opstanding. 40 dae sê die Bybel vir my en vir jou. 40 dae na sy opstanding. Kom ek kry dit vir ons. Aan wie hy ook na sy lyde, dis praat oor Jesus, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Selfs na sy opstanding was die enigste boodskap is oor hoe die koninkryk van God werk. Ons sien vir Paulus aan die einde van sy lewe. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gespreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus. Terwyl hy die koninkryk van God, vind ons enigste boodskap is die koninkryk van God. En die nuwe skepping, ek en jy, hoe ons lewe in die koninkryk van God. Kan ek en jy vanmôre 'n besluit neem om op te hou soek aan die buitekant van dit wat net aan die binnekant vervul kan word? Hy sê vir my en vir jou vanmôre, die koninkryk is nie sigbaar, is nie iets aan die buitekant wat jy gaan kry en jou gaan vervul nie. Die koninkryk van God is aan die binnekant van jou. Hoeveel regeerskap het die koning oor jou lewe? Ek word woedend. Mag ek kwaad word? Solank die son nie ondergaan oor my kwaadheid nie. Ons ken die skrifte. Ek word woedend. Geestelike woede. Kan jy geestelike woede hê? Kan jy 'n heilige woede hê? Ek wonder. Ek weet nie, glo nie. Ek het 'n heilige woede wanneer ek sien hoe die koninkryk van duisternis die koninkryk van lig besig is om te verwoes. Ek gaan nou vir jou sê, ek gaan nie bystaan nie. Ek is nie 'n bystander nie. Ek is nie 'n toeskouer wat gaan staan en kyk hoe die vyand mense se lewens verwoes nie. Ek spring reg in die middel. Ek is in die middel, want die koning wat ek dien, regeer. Hy is koning oor alles. Nie koning oor die Christene nie, hy is koning oor alles. Elke gees, elke tong gaan bely, elke knie gaan buig en sê, hy is die koning van die konings en die Here van die Here. En vriend, hy kom weer op die wolke. Hy kom met daai regering. Wie gaan ons sing, né? Ons koning kom. Hy kom op die wit perd. Hy kom om ons te haal. Hy kom om te regeer. Hy kom met daai koning, daai wat die Fariseërs voor gewag het en nie die Jesus in die middel van hulle kon sien nie. Mag ek en jy so wees, dat ons nie so uitkyk na hemel toe, dat ons die koninkryk van God, wat nou binne in ons is, mis nie. En die verskil kan maak in mense se lewens vandag. Vandag is jou dag. Hoekom môre? 'n Maandag.
As jy soos ek sukkel met 'n bietjie met die eetery storie, dan is Maandag altyd 'n goeie dag. Ek sal Maandag weer begin. Ag, is naweek, ek sal Maandag weer begin. En dan by Woensdag, wat is my verskoning? Ek gaan volgende Maandag weer begin. Volgende Maandag, dis my Maandag, jy sal sien. Vandag is jou dag. Vandag is die koninkryk van God in jou midde. Ek gee nie om waarmee jy sukkel. Die Here kan jou vrymaak nou. Nou. Die koning is hier. Sy regering is hier. Mag ek en jy ophou soek vir iets daar buite, en as nie alles reg is in die atmosfeer en die son en die sterre align, dan gaan hy vir ons iets doen. Hy het klaar alles gedoen wat hy gaan doen. Hoe gaan jy reageer? Dis die vraag. Enigste vraag. Hy het klaar alles gedoen wat hy gaan doen. Die koning sit en hy is besig om te wag dat sy vyande sy voetstoel gemaak word. Hy is besig om te wag vir die kinders van God om te sê, ek is 'n kind van God. Vir die kinders van God om op te staan en sê, genoeg is genoeg. Ek glo my koning en ek glo sy woord. Hy regeer vir ewig en altyd. En kom ek en jy wees nie 'n fariseer wat kyk en alles meet nie. Hulle is nou nie. Het jy gesien wat, het jy nou daai een gesien? Hulle dink nou so, het jy gesien? Hulle doen nou dit, hulle doen nou anders nog. Daar kom 'n plek in die Bybel waar Jesus se disippels is omgekrap met die Jesus, daar's 'n ou hier onderkant aan die ander kant van die pad. Hy's besig om wonderwerke te doen in jou naam. Ons is baie omgekrap, want dis ons werk, dis wat jy vir ons gegee het, en nou doen iemand anders dit. Hoe kan dit tog wees? Hy kan nie reg, hy loop nie saam met jou nie. Nee. Ons sal dit nooit doen. Nee broer, almal is kinders van God. Die genade van ons Here Jesus Christus mag dit 'n werklikheid word vir elke persoon, en mag ons almal sien 10 uit 10. Mag ons almal sien volgens die Gees en nie volgens die vlees nie. Ek hoop u kyk vir my en u sien my daagliks. As 'n prediker van hierdie woord maak ek baie foute. Ek luister myself terug, soos Marie sê, ek kyk nou op die YouTube laasweek na myself en wat het met jou gebeur? Maar die realiteit is, ons word ouer, ons word nou nie, ek is nou nie meer wat ek was nie. Nee. Maar alhoewel die uiterlike man besig is om te verkwyn, te sterf, is die innerlike man besig om te groei elke dag, dag na dag. Want die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad in my hart, besig is om te groei. En hy's besig om groter te word. Hy's besig om mense te affekteer, want ek weet wie my koning is, en ek weier om iets anders te glo. Kan jy vanmôre saam met my staan en sê, ek weier om iets anders te glo. Hier is die koning, die koninkryk van God is in my. Alles wat ek nodig het om te wen in hierdie lewe, daar's niks aan die buitekant wat gaan byvoeg om my te laat wen in die binnekant nie. Maar wanneer die binnekant wen, Jesus sê vir sy disippels, hy sê, julle maak die buitekant so mooi skoon, julle polish en paint en whatever, en die binnekant is vrot. Maak eers die binnekant skoon, maak seker die binnekant is reg, vra wat gaan met die buitekant gebeur. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge wat jy nodig het, gaan vir jou bygevoeg word. Staan saam met my vanmôre en bid ons. U is die koning van die konings en die Here van die Here. Daar's niemand soos u nie. Ek het vanmôre vir hierdie mense verduidelik, die koninkryk van God is in hulle. En vanmôre is die koning die een wat regeer. Vanmôre het ek vir hulle gesê, dat hulle wat gebind is, of hulle wat sukkel met gedagtegange, of probleme, of wat ook al, dat u hulle gaan vrymaak. En Here, ek kan dit nie sê nie, u sê altyd vir ons, ons bedien die woord, en u volg dit op deur wonders en tekens en dit en so. Daarom lê ek nou op u. Ek kan nie 'n wonder doen nie, ek kan nie 'n teken doen nie, maar die God wat in my lewe, die Gees van die lewende God, kan mense vrymaak in een oomblik. En daarom vat ek daai autoriteit van die koninkryk van God, en ek spreek oor elke persoon. Elke een wat vanmôre wat na my stem luister, hulle wat op die video kyk, jy het miskien 'n probleem in jou gedagtes. Jy het miskien 'n vesting wat daar vas staan, en jy's bekommerd oor baie dinge, en jy kan dit nie skud nie, jy kan nie loskom nie. Vanmôre praat ek deurbraak, en ek sê vir jou vanmôre, wees vry in die naam van Jesus, in die naam van die koning. U koninkryk kom, u wil geskied in daardie lewens nou, in Jesus naam. Ek druk die koninkryk van God neer, Vader, op hulle wat dit wil ontvang. Ons maak dit los oor hulle wat die koninkryk van God wil laat regeer in hulle lewe vandag.
Vriend, vanmôre as jy staan en jy sê, weet jy wat, hy's nie hoor, ek dink in my kop is hy koning, maar in my hart is hy nie koning nie. Ek weet nie hoe om dit te verander nie. Vanoggend is jou oomblik. Maak jou hart oop en sê vir die Here, vergewe my. Vergewe my daar waar ek ander dinge bo U sit. Ewe selfs bekommernis, selfs kwale, siektes, enige ding. Enige iets wat U bo hom verhef. Bo sy koningskap, bo sy regeringskap. Kom vanmôre na hom toe en laat dit gaan. Gee dit vir hom. Werp jou bekommernis op hom. Gee dit vir hom vanmôre. En vanmôre Vader, soos hulle dit doen, bid ek dat die vrede van God wat verstand te bowe gaan, nou sal kom. Die bloed van Jesus, hulle reinig van alle ongeregtigheid, van elke dooie werk in hulle gedagtegange, elke dooie werk weggewas deur die bloed van Jesus. En Vader, vanmôre dat hulle gedagtes vernuwe word met die koninkryk van God is in my en my koning regeer. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie dat jy saam met ons was vanoggend. Ons sien u binnekort.